Julle, ons gaan aan met die reeks in gesprek met myself. Vandag gaan ek praat oor respek. Al die vorige stemnotas wat ek nou al uitgesit het, as julle die dit nou maar volg en julle het so mooi geluister en al daai goeie sal julle agterkom dat alles waaroor ons nou gepraat het maar 'n basis in respek. En ek glo in vandag se tyd wat ons leef, is respek ook nie meer iets wat meer na gekyk word of jy weet gekoester word nie, as 'n mens dit so kan stel. En ek glo ook weer 'n keer soos wat alles maar begin het in die huishouding. Jy weet as jou kinders jou iets vra hulle asseblief. As hulle iets kry, sê hulle dankie. As pa jou roep, antwoord jy hom of kom jy aangeslymer. Jy weet daai tipe goed, as mamma jou roep, kom jy antwoord ja, kom jy daar uit. Jy weet so weer 'n keer, dis maar 'n ding wat ek ook glo weer aan die familiehuis begin en wat ek dink ook weer agterweë gelaat is. Ek dink in die verlede was daar 'n groot fokuspunt in die skole, as ek dink hoe ek groot geword het in skole waarin ek was, waar respek nog 'n groot rol gespeel het, 'n deel was van die skole, maar ek glo in vandag se tyd is daai ook nie meer noodwendig dieselfde nie. Ek dink tussen die onderwysers en die kinders en die skole self is daar nie meer daai respek wat nie noodwendig afgedwing word nie, maar wat geleer word. Want baie keer, jy weet, mense moet my nie verkeerd verstaan nie, ek neem nie noodwendig die ouers kwaadlik nie, maar in dieselfde asem neem ek hulle kwaadlik, want ons leef in 'n tyd wat papa en mamma moet werk, jy weet, die kinders gaan jy weet, hulle gaan skool toe, en as hulle uit die skool uitkom, gaan hulle nasorg toe, en 5:00 die middag word die kinders afgehaal en hulle kom eers huis toe. So, dis 'n groot deel van jou kind se lewe wat nie in die ouerhuis gespandeer word nie. En ek meen, jy kan nie 'n kind opvoed as jy hom vir 'n uur basies in die aand sien. Want onthou, intussen moet kos gemaak word, dan moet geëet word, en baie keer moet daar nog huiswerk gedoen word. Jy weet so, dis hoekom ek sê, ek neem nie soseer die ouers kwaadlik nie, ek neem eintlik maar ons samelewing kwaadlik. En onthou, ons het hierdie samelewing opgestel. Jy kan nou maar maak en sê wat jy wil, maar op die einde van die dag, deur in die samelewing, of om deel te wees van die samelewing, beteken jy, dit dra jou goedkeuring weg. Nou, om uit die samelewing uit te kom, is nou nie noodwendig so maklik nie, en dit is nie noodwendig aan almal se vermoë nie. Maar dis belangrik om te besef, dit is wat ek glo, hoekom daar nie meer respek is van jonger mense tot ouer mense, en selfs, en ek sê dit nou maar weer uit my perspektief uit, maar daar is ook baie keer van die ouer mense wat dink hulle moet respek gegee word, en ek glo respek moet op die einde van die dag is iets wat jy nie outomaties moet kry nie. Dis iets wat wederduits gebeur. So met ander woorde, as jy met my respekvol optree, gaan ek met jou respekvol optree. Maar ek sê weer, iets soos om 'n vreemde persoon te ontmoet en jy kan sien dis 'n oom of 'n tannie, dit kos jou niks om hulle dit wel te noem nie. Jy weet, en ek glo dit is maar een van die goedjies wat weggeraak het deur die samelewing waarin ons is. Ek dink ek het in die vorige video ook gepraat van nig en neef. Jy weet, en ons het vergeet dat ons is eintlik maar almal een groot familie. Ons hou daarvan om jy weet, te mekaar op te dreis en moeilikheid te maak en alles wat daarmee gepaard gaan, maar eintlik is ons maar een groot familie. So ja, om terug te kom na die respek aspek, ek voel baie sterk daaroor dat
Jy weet, dit maak nie saak hoe jy dit sien nie. Jy weet, elke ou het maar nou sy eie reëls. Een van my reëls is byvoorbeeld iemand wat 10 jaar ouer as ek is vir my 'n oom en 'n tannie. En dit is maar vir my so. Jy weet, ek het ook genoem van ooms en tannies wat dan nou sê, jy weet, moenie vir my sê oom of tannie nie, en daar is sekere omstandighede wat ek hulle wel sal respekteer en hulle dan nou nie oom of tannie noem nie. Maar ek dink is nog steeds belangrik om net daai wederwysige respek vir mekaar te hê. En ek dink dit begin ook daarmee. Jy weet, as jy nou dink in 'n werkscenario, ek kan onthou ek was in daai situasie wat ek met 'n kliënt moes gewerk het wat hy is baie ouer as ek gewees. Hy was naby aftree. Jy weet, ek dink ek was in my laat 30s of wat ook al jy dit nou wil noem. En jy weet, ek wou juis vir hom meeste van die tyd oom gesê het, maar hy het toe nou vir my gesê, ek kan nie vir hom oom sê nie, want hy is maar basies soos 'n subkontrakteur, ek kan nie dit doen nie, dit skep 'n slegte indruk. En natuurlik het dit ook gehelp die feit dat hy eintlik Engels was. Jy weet, so dit het dit eintlik half makliker gemaak van my kant af, want daar is mos nou nie so groot nabedrukking of jy weet, uitdrukking in Engels op die konsep van oom en tannie en daai tipe goedjies nie. So ek weet nou vir baie sal hierdie gesprek dalk nou half irrelevant wees en half stupid wees, maar ek dink is tog belangrik dat ons moet verstaan dat al ons goeders en alles waaroor ek so ver gepraat het, is gebaseer in respek. Jy weet, dit is maar soos 'n huwelik, jy weet, is maar dieselfde konsep. Jy weet, as jy vir iemand jok, jy weet, maak nie saak wat die omstandigheid is nie. Dan, jy weet, soos wat ek gepraat het oor die leen, dan kom dit nou maar weer terug na jy het geen respek vir daai persoon nie. Jy gaan tog nie vir iemand jok waarvoor jy respek het nie. Jy weet, en so kan 'n mens nou deur al die verskillende stemnotas gaan, en dit is eintlik maar alles, soos wat ek sê, gebaseer in respek. En ons moet verstaan, jy weet, dit is ook belangrik om te verstaan, jy weet, dat die groot mense of die ouer mense, jy weet, jou respek gaan jy nie net outomaties kry nie. Ek het byvoorbeeld al vir mense gesê, moenie dit my verkeerd verstaan nie. Die feit dat ek jou oom noem is nie te sê ek gaan jou nie aanvat nie as jy die kat gestreel het nie. Maar dit is 'n ander konsep, is 'n ander tipe respek. So ek het vir jou respek want ek weet jy het al 'n pad gestap in die lewe. Jy het al goed vergeet wat ek nog moet deurgaan. Byvoorbeeld. Maar in dieselfde asem, ek meen, as jy ook nou nie reg is of wat ook al nie, dan moet jy dit kan hanteer. En jy moet verstaan dat jy weet, die feit dat ek van jou oom sê, beteken nie jy gaan oor my loop nie. Dit is maar eintlik waarop dit neerkom. En dit is belangrik om maar ook daai te verstaan, veral vir die ouer mense, want baie keer is dit maar vir hulle ook frustrerend, want hulle voel baie keer, jy weet, die goed wat hulle sê en wat hulle doen is reg, maar dit is nie noodwendig reg vir jou in jou situasie of waar ook al jy jou vind in jou lewe nie. Ek het 'n interessante gesprek gehad, klomp jare terug al met my ma, en dis baie waar wat sy gesê het, jy weet, dit kom basies neer op die volgende. Jy weet, wat vir jou belangrik is as jy 18 is. As jy 30 word, is wat vir jou 18 was, kan jy eers dink dat dit vir jou belangrik was nie. En as jy 40 word, kan jy nie noodwendig dink wat vir jou belangrik was toe jy 30 was, dat dit nou ewen relevant is in vandag se tyd nie. En so beweeg jou lewe aan. En dit kom maar weer op die ou ende terug na die mense wat al ver op die pad gestap het, jy weet, die groot mense. Op die einde van die dag, jy weet, 'n mens moet meer probeer om op hulle kennis en wat hulle wel al deurgegaan het, te probeer intap. Maar met dit bygesê, die situasie is nie noodwendig altyd dieselfde nie. Maar soos wat ek nou ook al voorheen vir julle gesê het, jy weet, ek het nog nooit met iemand gesit en gesels en nie iets by daai persoon geleer nie. En ek hou maar daarvan om meer met die ouer garde te gesels, want dit gaan oor gesels, waar ek dink baie van die jonger mense het nie meer regtig eintlik die vermoë, of het dit nooit ontwikkel nie. Ek weet nie of dit nou maar te doen het met al die screen tyd en al daai goeters, om net 'n gewone normale gesprek te voer nie.
So ek dink dit is nogal 'n groot ding. Maar ja, so weer om nou jy weet maar net weer jy weet die feit aan te raak en te sê, jy weet ons moet verstaan dat respek kom van albei kante af. Dis nie iets wat net van een kant af kan kom nie. En daai respek is moet half onbreekbaar wees. Jy weet, as ek dink aan my persoonlike lewe ook, jy weet my vrou weet, as sy my iets vra, gaan ek haar die regte antwoord of die antwoord gee wat ek glo reg is. En wat dit beteken is, ek gaan nie vir haar jok nie. As ek dink sy is foutief, gaan ek dit vir haar sê. En sy moet ook die vrygewigheid hê om dieselfde te doen. En jy weet mos, dit is maar hoe dit moet werk. Ek meen dit help nie, jy wil alles, jy's te bang dit gaan gebeur of dat gaan gebeur en op die einde van die dag, veral as jy al meer as 5 dae getroud is, dan kom jy agter, jy weet, mens moet daai openlikheid hê met mekaar, en dit is weer eens soos wat ek nou maar sê, gebaseer in respek. Jy weet, as jy lief is vir jou vrou, gaan jy nie haar verneek, want jy respekteer haar. As jy, jy weet, is maar weer 'n keer, jy weet, soos wat ek maar sê, jy weet, dit is die basis van om 'n goeie mens te wees, in my eerlike opinie. En dit is ook, jy weet, een van die goeters wat ons ook baie keer missit. Die ander aspek wat ek net so vinnig aan wil raak, is oordrag. Jy weet, ons maak baie keer die fout dat ons wil 'n ding oordra aan iemand en dan raak jy emosioneel en dan kom die ding wat jy eintlik wil oordra heeltemal verkeerd uit en dit eindig op in 'n bekgeveg. En ek dink dit is ook iets wat ons baie keer verkeerd hanteer. Maar dis nie so maklik nie, want as jy nou met jou kind raas of wat ook al, of jy en jou vrou beklei of wat ook al die scenario's, jy en jou ouers, maak nie regtig saak nie. Is daar nou emosie betrokke? En jy sê partykeer goed, of jy en jou broer, of jy en jou suster, jy sê goeters wat dalk nie nodig was nie, en die manier wat jy dit oordra, slaat daai mense anyway toe, en hulle kom nie agter wat eintlik die boodskap is, wat jy dan nou vir hulle wil oordra, of wat ook al dan nou gesê word nie. So dit help nie om op iemand te gil, en te kere te gaan, oor dat jy dink wat hulle doen is verkeerd nie. As jy regtig met hulle daaroor wil gesels, praat jy openlik, en jy sê jou sê, en daai mense moet maar self tot daai besef kom of daai besluit maak. En dit is belangrik om dit te besef, jy weet, ek dink een van die grootste en moeilikste goed wat jy in jou lewe sal doen as 'n ouer, en weer eens die groot mense gaan nou presies weet waarvan ek praat, is jy moet jou kinders los, laat hulle maar self die kat streel. Want hulle wou nie natuurlik luister nie. Is altyd ironies in die lewe, laat jy sal vir jou kind die hele tyd sê, luister, jy moenie hierdie doen, jy moenie daai doen nie, want dit gaan gebeur. En hulle luister nie vir jou nie, dit gebeur, en jy weet, jy help hulle, en hulle gaan nou maar weer aan, en dan later, en ek het dit al baie keer gesien in my lewe, dan sal 'n vreemde persoon kom, en vir hulle presies dieselfde sê, wat jy vir hulle sê, en dan luister hulle vir hulle. En ek dink dis belangrik om te verstaan, hoekom daai baie keer gebeur, en dit kom terug na oordrag toe. Want jy koppel emosie daaraan, so jy sê vir jou kind, nee, jy weet, hierdie is die realiteit, dis wat ek wil hê jy moet doen, ensovoorts, want wat julle nou doen is verkeerd, of hoe ook al julle dit doen is nie reg nie, of wat ook al daarmee gepaard gaan. En dan wat gebeur is, jy eindig op om emosie daaraan te koppel, en dan, jy weet, val die hele storie by die bus uit. Jy weet, en dit is hoekom dit belangrik is om maar te werk aan jou oordrag ook, hoe jy goed aanvat, hoe jy dit bespreek, as jy met iemand wil gesels, jy weet, as jy, gaan kyk aan mense wat byvoorbeeld berading doen en daai tipe goed, hulle verstaan daai konsep, jy weet, dit help nie, jy wil, dit help nie maak die ou kwaad nie, want as die ou kwaad raak, dan luister en anyway nie wat jy sê nie. So dis net belangrik, en ek dink dis maar iets wat ons in ons almal se lewens kan toepas, jy weet, ek is self baie skuldig daaraan. Jy weet, so dis nie, laat ek dink ek is nou oulik of uniek nie, soos ek sê, ek het dit al baie in my lewe verkeerdelik gedoen, maar ek weet dis 'n fout, en ek weet dis iets waaraan ek moet werk. En ek glo die meeste mense is seker maar so. Maar julle verbaas as julle gaan hoor van ouer mense wat vertel van wat hulle kinders kwyt geraak het en wat hulle gedoen het en.
Jy weet, en dit is nou maar net wat dit is. Maar ek dink, jy weet, om net terug te kom, ek dink is moeilik vir 'n ouer om hulle kinders te los om daai moeilikheid aan te vang. En ek dink is ook die grootste frustrasie vir 'n ouer. Want op die einde van die dag, jy weet, hulle kan sien hoe jag hulle aan, maar hulle wil nie luister nie. Jy weet, en dan dink ek raak dit vreeslik moeilik. Jy weet so, en ek verstaan die uitgangspunt 100%. Jy weet, ek is self 'n ouer. En ek verstaan ook, jy weet, dat die planne wat jou kinders baie keer het, is nie noodwendig realisties uitvoerbaar nie. En self jy wat nou al nie 'n groot mens is nie, maar jy is nou al ook al in die helfte van jou lewe waarskynlik. Jy weet, selfs jy maak maar nog simpel foute, sonder om jy weet dit nou as prins noodwendig te doen. Maar ek dink is dit belangrik dat 'n mens ook maar besef, jy weet, daai manier hoe jy daai goedjies oordra, jy weet, speel 'n massiewe rol. Jy weet, en dit kom soos wat ek nou sê, jy weet, ek glo alles is maar gebaseer in respek. As mense met mekaar gesels en jy kan in respek met mekaar praat en die respek bly daar. Jy kan nog steeds jou sê sonder dat op die einde van die dag is iemand anders dan nou kwaad vir jou of daar is nou 'n massiewe probleem wat nou opduik van daar af of hoe ook al. Maar op die einde van die dag kan jy nog steeds jy weet, julle is nog steeds hou van mekaar en al daai goed, jy weet, julle gaan nie uit mekaar uit as kwaai vriende nie. En ek dink dit is belangrik om daai konsep ook maar net te verstaan. Jy weet, dat dit is nie noodwendig nodig om jy weet, vyandig op te tree en. Moet my nie verkeerd verstaan nie. As jy kyk na waartoe ons land beweeg, glo ek ons gaan dalk deur 'n stadium gaan waar ons amper soos in 'n militêre milieu gaan moet werk net om jy weet, te kan oorleef. En wat ek daarmee nou bedoel is niks met militêr te doen nie. Dit gaan net oor jy weet, jy gaan 'n instruksie kry en jy gaan die instruksie uitvoer sonder dat jy nou regtig daaroor te veel gaan iets sê of wat ook al. En dit gaan maar oor oorlewing. Jy weet, jy gaan nou maar 'n bietjie moed skoffel vandag of jy nou wil of nie, want ons moet vir ons kos plant. Jy weet, jy gaan moet help met die skaapslag, want die ou wat nou gewoonlik skaapslag is nou siek vandag, so jy moet maar help. Of jy nou weet hoe om dit te doen is half irrelevant, jy moet maar leer op die fly. Byvoorbeeld, jy weet, so dis hoekom ek sê ek praat nie van 'n noodwendige militêre aksies nie. Ek praat van die wese van om as jy gesê word om iets te doen, gaan jy dit doen. Nie omdat jy dit wil doen of wat ook al nie, is omdat jy nie regtig 'n ander keuse het nie. Jy weet, dit is eintlik maar so eenvoudig. Maar ja, mense, ek hoop die reeks help julle. Ek sien daar's nie baie van die kommentare nie. Ek is dankbaar vir die mense wat wel kommentaar gelewer het. Ek wil maar net weer 'n beroep op julle doen. Jy weet, as daar iets is spesifiek waar julle wil hê ons moet oor gesels of wat julle dink ek moet aanraak. Onthou net mense, is nie dat ek slim is of iets nie. Ek sê dit maar van my manier van kyk uit. Jy weet, en wat my lewensondervinding is. Jy weet, 'n ander ou kan dit dalk van 'n hele ander kant af sien. En is reg, jy weet, daar's nie 'n probleem nie. En dis is maar die hele idee van die kommentare ook. Jy weet, sê jou sê en sê, hoorie, wat van hierdie of nee, ek dink as 'n mens praat van byvoorbeeld iets soos opregtheid, ek dink dit is wel belangrik daarvan. Jy weet, en dan kan 'n mens daaraan aanraak en daaroor gesels, want ek vertel maar soos wat ek die lewe sien en jy sien dalk nie noodwendig die lewe dieselfde as ek nie. En ja, so dit is maar die groot idee ook met hierdie reeksie. Ja, en mense, soos ek sê, asseblief sê vir my in die kommentare wat julle wil hê ons moet oor gesels. En dan kan ons altyd van daar af, jy weet, dit jy weet, soos wat ek sê, ek sal jou onderwerp oor gesels en dan kan ons dit weet nou maar weer van daar af vat. Maar ja, so ek wil maar net afsluit met hierdie een, jy weet, weer 'n keer, jy weet, oordrag, baie belangrik. Jy het nog niemand, ek het nog nooit in die wêreld gesien op enige tyd in geskiedenis waar jy iemand kry om jou te volg deur met hulle te beklei nie. Ek het dit nog nooit gesien nie. En dit is nou maar 'n realiteit, of jy dit wil weet of nie. Dis die een ding, en dan, soos ek sê, respek. Alles is gegrond in respek, en onthou mense, die heel belangrikste van alles, en dis nou nie iets wat ek noodwendig wil aanraak nie, ek het my Bybelstudiegroep daarvoor, maar al hierdie konsepte kom ook maar op die ou einde van die dag uit die Bybel uit, en van ons Hemelse Vader af.
En dit is maar die belangrike ding. Maar ons het dit verloor langs die pad, want ons het nie liefde vir mekaar nie. Ons wil op ons eie aanneek, en jy dink jy is belangriker as die volgende ou. En dis maar waar ons die groot foutjie maak. Onthou maar daai woorde van die Vader se seun wat gesê het: die een wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En die een wat sy lewe bereid is om sy lewe te gee, sal dit kry. OK julle moet 'n wonderlike dag hê. Ons praat weer. Bye bye.